oor die laaste boodskap van ons tema. Pastor Jimmy, baie dankie vir 'n great geleentheid om saam met pastoor te kon bedien oor hierdie tema van tegnologie. Is dit jou vriend of is dit jou vyand? Ek het jou gesê, my ouma wou niks van 'n selfoon geweet het nie. Sy het 'n landlyn gehad. Dis al manier hoe jy haar in die hande gekry het en hoe sy jou gebel het was as sy jou gebel het van haar landlyn af 4841116. En nou is sy nie meer vandag daar en ek is seker daai nommer bestaan nog nie meer nie. Want wie gebruik nog regtig 'n landlyn in sy huis? Ek seker daar's hier en daar iemand, maar dis nie meer 'n ding wat baie gebruik word nie. My ouma het ook geglo TV is die een-oog duiwel. En toe sê ek vir haar, maar ouma, jy kan kruis kyk op die TV. Toe sê sy, sodat ek nie die Here kan sien op die TV, dan sal dit reg wees met my. Toe kry ons vir haar 'n TV, en toe ek haar TV vir haar vat, toe moes ek al die knoppies met prestiek gaan toeplak, dat sy net die aan-knoppie kan druk, en die volume knoppie kon werk. Dis hoe my ouma met haar tegnologie omgegaan het, want sy het geglo, tegnologie is die absolute vyand. Sy het geglo, tegnologie kom van die hel af, want dit is die dispensasie wat daardie ouderdom mense ingeleef het. Hulle het geglo, daar kan niks goed wees in tegnologie nie, en vandag sê ek vir jou, is tegnologie nie all bad nie. Tegnologie kan gebruik word, selfs om die naam van die Here te kan eer. Glo jy dit vandag saam met my? Dink jy dat die Here kan 'n voorwerp gebruik om sy naam te eer? Ek vra jou, kan die Here tegnologie gebruik? Kan hy 'n voorwerp gebruik tot eer van sy naam? Dis ons volgende slide. Ons het 'n splinternuwe man agter die rekenaar vanmôre. So ek gaan so nou en dan gaan ek net vir hom sê, onthou om nou aan te gaan. Baie dankie. Oom Lourens agter die rekenaar. Ons is opgewonde om oom ook hier te hê. So die vraag vanmôre is, kan 'n voorwerp dan gebruik word tot God se eer? Ek weet die Here, my skoonma gebruik 'n besem om te kom van A tot Z. Dan glo ek die Here, glo jy dit vanmôre saam met my? Dan glo ek die Here kan 'n voorwerp gebruik om eer te bring aan sy naam. En die vraag is, kan 'n voorwerp dan gebruik word tot God se eer? En ek gaan jou vat na die Bybel toe vanmôre. Lukas 19 vers 40 sê vir my en vir jou. En hy antwoord, dis nou Jesus vir die disippels en sê vir hulle, ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die voorwerpe uitroep. Hoorie wat sê ek vanmôre vir jou, Jakob kom in die Bybel en hy raak op 'n klip aan die slaap en die Here gee vir hom 'n droom en hy word daar wakker en hy salf die klip en hy sê hierdie klip se naam is nou Bet-El wat beteken huis van God. So ek sê vandag vir jou, 'n voorwerp kan absoluut gebruik word tot God se eer, want Jesus sê die klippe sal stemme kry, hulle sal longe en stembande kry en hulle sal die Here vereer vir wie hy is as die mense dit nie wil doen nie. En wil ek vir jou sê, ons leef in 'n tyd waar die Here dan nou tegnologie gebruik om sy naam te eer as die mense dit nie wil doen nie. Hoorie wat sê ek vanmôre vir jou? Die Here gebruik tegnologie, hy gebruik 'n voorwerp tot eer van sy naam. En vandag se boodskap is dan, gebruik tegnologie tot God se eer. Gebruik tegnologie om eer te bring en lof te bring aan die naam bo alle name, die Heer bo alle Here. Glo jy vanmôre nog saam met dat Jesus Christus is die naam bo alle name, die Heer bo alle Here, die een wat is, wat was en wat sal wees? As jy dit glo, gee hom vandag 'n lofoffer en sê, Here, dankie dat U is wie U is. U doen wat U sê U gaan doen en U is in die senter van elke situasie van my lewe. Vandag sê ek vir jou, tegnologie kan jy gebruik tot God se eer. Ek het 'n persoonlike journey wat ek graag met jou wil deel, waar ek tegnologie gebruik het tot God se eer. En dit is, ons heel eerste gemeente was in Bloemhof gewees. Hy bestaan vandag nog. 'n Ou seun wat uit hierdie kerk uitkom is vandag die pastoor daarso. En in hierdie gemeente van ons, wat ek in Claudine bevoorreg was om 4 jaar te kon bedien, vir 4 jaar het ons op en af elke liewe naweek Bloemhof toe gery en terug, Bloemhof toe gery en terug. Ek het nooit so toe getrek nie, want ek was so bang geweest dat hulle gaan van my 'n visserman wou maak. En jy weet mos nou al teen die tyd, hierdie lyfkamp ons nie vang nie vis nie, speel nie golf, ek het nie die geduld daarvoor nie. Nou is ek so bang, ons wil nie so toe trek nie, maar nou moet ons hierdie gemeente bedien, né? Nou ry ons elke Sondag Bloemhof toe, dis 150 km soontoe en 150 km terug elke liewe Sondag vir 4 jaar. En toe breek 2020 aan en hier is COVID. En toe COVID aanbreek, mag ons nie eers buite ons dorpsgrense gereis het nie. Onthou jy hoe sleg was dit geweest? Jy kon nie eers Spar toe ry sonder dat die spietkop jou aftrek en vir jou vra, het jy nie 'n brood vir my nie? En sê ek vir hom, waar moet ek 'n brood kry? Ek gaan nou juist die brood koop. Jy moes 'n permit gehad het om te reis buite die dorp. Jy moes 'n permit gehad het om buite provinsiale grense te reis. Gelukkig is Bloemhof nog steeds in die Noordwes provinsie, want hy val letterlik net hierdie kant van die Vaalrivier en kon ons
toe die dorpsgrense oopgemaak word, kon ons weer terug gaan Bloemhof toe. Maar in daardie tyd moes ek op 'n manier my gemeente bereik, en ek bly nie eens in hulle dorp nie, en op hierdie stadium was dit, of op daardie stadium was dit 'n groot gemeente gewees, waar die Here ons regtig geseën het. Daar was baie siele, baie mense, baie honger mense. Dit was 'n wonderlike tyd in ons bedieningsloopbaan gewees, maar ons kon nie hulle bereik nie. En ek sê vir Claudine, ons kan nie hier sit op 'n Sondag en net niks doen nie. Ons moet seker 'n video maak of iets doen om vir hierdie mense preek op te neem. Daai jare Pastor Jimmy vreeslik konservatief, in 'n pak klere, das aangetrek, sit daar op 'n ou stoeltjie, sit my selfoon voor my, neem hierdie boodskap op, baie primitief hoor. Sit die TV agteraan op 'n stasie wat musiek speel vir agtergrondmusiek, hard genoeg dat die foon hom kan optel, maar nie hard genoeg dat hy my stem oorheers nie. En so bring ek die woord van die Here en ek stuur daardie video, stuur ek vir die mense en ek sê, hier is vanoggend se preek, mag die Here jou ryklik seën. En Claudine sê vir my, kyk, sy kom nie altyd met goeie idees vorendag nie, veral nie as dit by spring cleaning en al daai goeders kom nie. Maar die dag kom sy met 'n briljante idee vorendag. Sy sê, jy doen soveel moeite, ek sal woorde nooit vergeet nie, jy doen soveel moeite met hierdie boodskappe wat jy opneem vir die gemeente. Waarom sit jy dit nie maar op sosiale media nie? Miskien is daar net iemand daar buite wat ook graag hierdie boodskap wil hoor. En daar seën die Here, daar bring die Here 'n tegnologiese aspek van my en Claudine se bediening na vore, waar ons eenvoudig toe die brander slaan, toe ry ons daai brander en ons sit dit wat die Here my gee vir die gemeente, sit op sosiale media en 'n hele klomp mense se lewens word daardeur aangeraak. Ek probeer nie vanmôre vir jou sê dat ek het hierdie vreeslike gevolg in mense wat my al gesien het en mense wat my al gehoor het nie, want dit is hoegenaamd nie die geval nie. Ek sê vandag vir jou, hoe gebruik die Here tegnologie tot God se eer? En hoe daar baie tyd verloop het. En hoe daar baie meer mense deel geword het van hierdie bediening. En wil ek vir jou statistieke noem, nie om vir jou te sê ek is enigstens goed, die verstaan my reg vanmôre, maar hoe ek vir jou wil sê, hoe die Here tegnologie gebruik om mense se lewens te kan verander. Nommer 1, ek het 'n klein bietjie van 'n invloed op Facebook en ek dink daar so 40,000 mense wat op Facebook 'n volgeling is van hierdie evangelie. Op TikTok dink ek is daar 65,000 mense min of meer. En saam met dit het ek 'n WhatsApp gebedsbediening ook begin. 4 jaar is ons al daarmee aan die gang wat ons vir mense bid elke liewe dag wat gebed van die Here so nodig het. En daardie bediening staal omtrent tussen 6 en 7,000 mense. Nou wil jy vir my sê dat die Here kan nie tegnologie gebruik om sy naam te eer nie. Ek wil vandag vir jou sê, dis juis wat God gebruik in 'n tyd soos hierdie, in 'n tyd waarin ons lewe soos hierdie, om sy naam te kan uitdra. Glo jy dit vanmôre saam met my? Dink jy vanmôre as die Here 'n ingenieur 'n brainwave kan gee om 'n lift uit te dink en om 'n lift te kan maak soos wat hy is, gaan die mense so waar nog trappe klim tot heel bo, net omdat hulle sê dit moet demonies wees, hierdie huisbak wat op en af gaan in hierdie skag. Nee, want die Here inspireer sy kinders om sy werk te kan doen. Is jy saam met my vanmôre? Op dieselfde bladsy. Kan ons die Here prys daarvoor? Mense wat nie in 'n kerk kan kom nie, kan die evangelie van Jesus hoor. Jy kan aangaan, die volgende slide, ek hoop die video speel. Daar's nee, die slide met die video's op. Hierso is aan my linkerkant, jou linkerkant is 'n baie geseënde prediker wat ook elke liewe dag van sy lewe 'n video maak en dit plaas op sosiale media sodat die mense dit kan hoor en die evangelie van Jesus versprei kan word. Hy is baie gedissiplineerd daaraan. Hy's baie toegewy daarin en ek hoop jy gaan as jy hier uit gaan hom follow en seker maak dat jy die boodskap wat die Here hom gee elke dag ook in jou hart gaan kry. Daar vries hulle nou. Hulle nou genoeg gepraat. Lyk of ons vlee vang, Pastor Jimmy, met die oop monde. Daar praat hulle weer. Prys die Here. Ek sê vandag vir jou kind van die Here, jy kan tegnologie gebruik tot God se eer en tot God se voordeel. Hoorie wat sê ek vanmôre vir jou? Jy kan tegnologie gebruik tot God se voordeel en ek vra jou vanmôre dan om terug te kom na die voorwerp toe. Wat se voorwerp het die mens permanent in die hand? Wat se voorwerp het die mens permanent in die hand? Die selfoon.
Jare terug het my oupa, wat ook geglo het, maar hy's baie jare terug, hy is seker al amper 50 jaar terug dood, hy het geglo dat die TV is die een oog duiwel, en toe is my ouma na al die jare weduwee, en sy het nou maar net geglo wat my oupa gesê het, maar my oupa het elke liewe dag die koerant gekry wat vir hom afgelewer is. En hy was baie hardhorend geweest, dan luister hy nuus oor die radio, dan hy redelike groot ore ook gehad, is dit nie so nie maar, en dan het hy nou maar die radiootjie op die yskas gaan aansit, om die nuus te kan kry, en hy het so sleg gehoor, dat hy nader aan sy arm so op die yskas gaan sit het, en so bakkant staan het by die radio, om te hoor wat se nuus is daar vanmôre. En kan ek gou vir jou sê, jare gelede al, het 'n uitsaai-koöperasie, soos die SAIK al lank al, dit versaak om die evangelie van Jesus te kan verkondig, en sê die Here dat hy nie iemand nodig het, so reus soos die SAIK nodig, om sy naam te kan uitdra nie, hy sal 'n ander middel vind, en waarom dan nie deur digitale tegnologie nie. Want die koerante, ja, gee hom eer daarvoor vanmôre, hy gebruik wie hy wil, wanneer hy wil, hoor. As die radio nie van hom wil praat nie, sal hy iets anders skep. As die koerante nie meer van hom wil praat nie, die koerante is vandag irrelevant, ek weet nie of jy dit weet nie. Wie koop nog die koerant? Vir wie word daar nog koerante afgelewer? Dis irrelevant, want hulle het in elk geval besluit om nie die eer aan die Here te gee wat God toekom nie. Nou is daar nie meer permanente ou radiootjie wat oupa met sy bakkant na luister op die yskas nie. Nou is daar ook nie meer 'n koerant wat iemand oopmaak om te hoor wat is die nuus van die dag nie, maar almal van ons het 'n voorwerp in die hand waarmee ons die heel dag besig is, en wil ek vir jou sê, daardie voorwerp is wat God gebruik om sy naam te eer. Jy kan hom vir die verkeerde redes ook gebruik, hoor, maar die Here kan hom absoluut gebruik om sy naam daardeur uit te dra, om sy koninkryk op hierdie aarde te laat kom, en om my en jou te seën met die woord van God. Ek wil jou vat na die woord van die Here vanmôre toe, na Moses toe. Moses het 'n voorwerp in die hand gehad. Jy sien, Moses, ons gaan oor sy hele bediening vandag praat. Heel eerste was Moses gebore in Egipte, deur die Egiptiese huis groot gemaak, omdat sy moeder hom ons daar in die Nyl gelos het, in 'n mandjie. So het een van die Egipte dogters hom groot gemaak, en so het hy daar groot geword, gesien, maar hy's nie soos een van hulle nie. Hy is 'n Hebreër, en die Hebreërs is absolute slawe in Egipte, en hy hou nie van wat hier gebeur nie. Toe wat gebeur toe? Toe slat hy mos een van die Egiptenare dood. Onthou jy dit? En toe vlug hy vir sy lewe na Midian toe, weg van die plek waar God hom wou gebruik. Hoor jy wat sê ek vanmôre vir jou? Weg van die plek waar God hom met 'n voorwerp wou gebruik, gaan kruip hy weg in Midian, en daar terwyl hy in Midian is, daar praat God met hom, en sê vir Moses, trek uit jou skoene, want die grond waarop jy staan is heilig, en hy vra vir hom in Eksodus 4 vers 2, daarop vra die Here vir hom, wat is daar in jou hand? En hy antwoord, 'n staf. Hy vra vir hom, Moses, wat is in jou hand? En Moses sê vir hom, in my hand is daar 'n staf. Amper soos daai game wat ons gespeel ons klein was, op die klavier staan 'n bottel wyn. Moses, wat is in jou hand vanmôre? En ek sê vir jou, in jou hand vandag is die staf wat die Here in jou hand gee. En nie almal van ons is skaapwagters nie. So ons het nie 'n fisiese staf in ons hand nie, maar ons het die staf wat die Here vandag kan gebruik om sy naam te kan eer, het ek net soos jy en Moses in die hand. Want jy sien, God, jy kan omdraai, doen 'n teken met Moses se voorwerp. Die Here wil hê ek en jy moet 'n voorwerp hê in ons hand, sodat hy sy werk op hierdie aarde kan laat deurvoer. God doen 'n teken met Moses se voorwerp. Eksodus 7 vers 10 sê vir my en vir jou, toe het Moses en Aaron na Farao gegaan en gedoen net soos die Here hulle beveel het. Aaron het sy staf voor Farao en voor sy dienaars neergegooi, en dit het 'n slang geword. Hoor jy wat sê ek vandag vir jou? Moses gooi sy slang neer, en God doen 'n teken deur die staf wat hy neergegooi het. En daar seil 'n slang. Jy weet, ek gaan nooit weer anderster na my skoonmaak kan kyk na hierdie skrif nie. Wil ek nou sê, Here, sal u staf kom optel in Jesus naam, amen. Daarom nie heeltemal nie. Sy is daar, weet jy, ek ploeg met my skoonmaak vreeslik hoor, maar sy is 'n lieflike vrou. Maar kom ek sê gou vir jou, God wil hê ek en jy moet daardie staf in ons hand, wil hy gebruik. Hy wil 'n teken doen deur die staf wat ek en jy die hele dag in ons hande het.
Maar meer as net 'n teken wil God ook 'n wonderwerk doen met Moses se voorwerp. Kan ek vandag vir jou sê dat dit wat jy in jou hand vashou, het God die vermoë om te kan gebruik as meer as net 'n voorwerp, maar om daardie voorwerp te kan gebruik om 'n wonderwerk te kan doen. Glo jy dit vanmôre saam met my? Ek weet dat ek al vir mense oor die telefoon gebid het, want God het nie nodig altyd, dis ideaal, maar dit is nie altyd moontlik om in persoon by iemand te wees nie. Maar ek kan vir iemand oor die telefoon bid, glo jy dit? Glo jy dit? Ek doen dit vir 7000 mense elke dag. Ek glo kan doen dit vir mense oor die telefoon en vir hulle sê, die Here sê in sy woord, jy sal op slange en skorpioene trap en jy is bo hierdie siekte in die naam van Jesus Christus word gesond. En ek weet dat daar is mense wat al die vrug gepluk het daarvan, van die wonder wat God kan doen met die voorwerp in my hand. Verstaan jy waar gaan ons vanmôre? Verstaan jy dat die Here sê vanmôre vir jou en vir my, dat die vurige gebed van die regverdige, Jakobus 5 vers 20, dra groot krag, maar as ek en jy nie daardie gebed gaan uitbring, daai vurige gebed dalk vir iemand op digitale tegnologie nie, hoe gaan hulle die ontvanger kan wees daarvan? Eksodus 14 vers 16 sê, en jy hef jou staf op, en steek jou hand uit oor die see en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan trek. Jy sien, God doen 'n wonder deur daardie staf in Moses se hand. Maar as Moses nie die staf in sy hand gehad het nie, wat sou God kon gebruik om sy wonderwerk te laat plaasvind? Hoor jy wat sê ek vanmôre vir jou? Moses het voorbereid gekom. Hy het voorbereid gekom te sê, Here, U naam bo alle name sal geprys word as naam bo alle name en ek gaan doen wat U van my verwag en ek weet hierdie staf wat net nou 'n slang was, gaan die staf wees wat vir my die deurbraak gaan gee deur die krag van die Almagtige in die naam van Jesus Christus. Glo jy dit nog vandag saam met my? Glo jy dat die Here nog steeds die mag het bo enigiets anders in my en jou lewe? En dat hy 'n wonder kan doen met die voorwerp in jou hand. Maar wat sou Moses gemaak het dan? As hy nie 'n staf gehad het in sy hand om deur die Rooi See te kon gaan nie. Jy sien, God voorsien ook met Moses se voorwerp. God kan voorsien met die voorwerp wat jy in jou hand dra. Hy kan die sluise van die hemele vir my en jou oopmaak deur middel van dit wat ek en jy in ons hande het. Hy kan digitale tegnologie gebruik om goddelik te kan voorsien, net soos wat hy Moses se staf gebruik het om goddelik vir die mensdom te kon voorsien. Hoor wat sê Eksodus 17 vers 5 tot 6. Daar staan: neem jou staf waarmee jy die Nyl geslaan het, hoor mooi, in jou hand en gaan weg. Kyk, ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan. Dan moet jy die rots slaan. Met wat? Met jou staf. En daar sal water uitkom dat die volk kan drink. Want God voorsien met die voorwerp wat Moses in sy hand gehad het. Dink nou Moses moes voor Farao gaan staan het en hy kon nie die krag van God demonstreer deur sy staf neergooi en die staf word 'n slang. Dink hy moes voor hierdie groot see gestaan het en hy staan daar en hy het niks in sy hande, niks om te kan gee nie. Hy het nie 5 broodjies en 2 visse nie. Hoe op aarde sou God vir hom die water kon oopmaak? Ek glo God sou 'n ander manier vind, nê, maar God wil hê ek en jy moet 'n staf na vore bring en sê, Here, ek is bereid om op te tel wat U in my hand gee om te gebruik tot eer van die naam. En toe imagine nou, hy moes daar by Horeb gekom het. Hulle is in absolute dorsheid en hongersnood en ellende is hulle omhul en toegevou en hulle weet nie wat gaan hulle volgende eet of drink nie. Nou is hulle so dors en hulle wil sterf van die dors, maar daar is nie vir hulle water nie en Moses het ook nie 'n staf in sy hand nie. Maar die Here sê toe vir hom, juis, vat daai staf van jou en gaan na die rots Horeb toe en jy gaan die rots slaan en daar sal water uitkom, sodat die volk kan drink. Glo jy vanmôre saam met my, dat die Here kan dit wat jy in jou hand het, gebruik om iemand se lewe aan te raak? Jy vat dalk jou WhatsApp en jy stuur net vir 'n random persoon 'n boodskap en sê, hey, jy druk swaar op my hart, die Here sê, hou vas. Dan weet jy nie hoe naby was daardie persoon daaraan, om dalk sy of haar eie lewe te neem nie. Maar jy het in opdrag van die Heilige Gees opgetree en digitale tegnologie gebruik, sodat God se naam daardeur geprys kan word. Miskien het dit tyd geword, ons moet luister soos Moses vir die stem van die Here en sê, Here, wanneer kan ek my staf optel en wanneer kan ek Horeb toe gaan, sodat ek die rots kan gaan slaan, dat U vir iemand kan voorsien.
Maar ek wil vir jou 'n waarskuwing gee vanmôre. Ek wil vir jou sê, pas op. Die voorwerp se grootste toets is gehoorsaamheid. Jy sien, jy moet luister na die stem van die Here. As die Here vir jou sê, stuur 'n boodskap vir iemand, bel jou skoonma, en sê ek, Here, ekskuus, ek net weer hoor, het jy regtig so gesê? Ja, hy het regtig so gesê. Bel jou skoonma, bel daai familielid wat jou so seer gemaak het, bel daai persoon wat jou te nagekom het, kontak hom of haar, en sê ek bid vir jou, bid dan sommer regtig vir daai persoon, stuur vir daai persoon 'n boodskap, bel iemand en sê, die Here sal vir jou deurkom, die Here sal jou weer help, die Here sal weer vir jou die sluise van die hemele oopmaak, maar as ek en jy nie gaan gehoorsaam wees aan die stem van die Here nie, dan gaan ons die toets dop oor hierdie voorwerp in ons hande. Want jy sien, Moses het gesondig. Hy het gesondig met daardie voorwerp in sy hand. Ek en jy is nie kwyt geskeld van die sonde wat te paard gaan met hierdie selfoon in ons hand nie, hoor. Ek en jy is nie kwyt geskeld van dit wat op die internet aangaan nie, want die internet is 'n wonderlike plek, maar die internet is ook 'n donker plek. Die mense praat van the dark web. The dark web is a very, very dangerous place. It's even worse than Brakpan. Don't go there. Want om daar uit te kom is nie 'n man se maat nie. Hoor wat sê ek vanmôre vir jou, kind van die Here? Moses sondig met Moses se voorwerp. Want onthou, dis nie God se voorwerp nie, dis Moses se voorwerp. En hy het gesondig daarmee, omdat hy nie geluister het wat die Here vir hom sê nie. Ons lees daarvan in Numeri 20 vers 8. God praat met Moses oor daardie voorwerp in Moses se hand, en hy sê, neem die staf en laat die vergadering byeenkom, jy en jou broer Aaron, en spreek julle die rots aan voor hulle oë, dan sal hy water gee. Die Here sê letterlik, vat jou staf, hier's my staf, vat jou staf, maar hy sê, moenie jou staf gebruik nie. Hy sê, bære jou staf, neem hom, maar bære hom, en spreek die rots aan voor die mense se oë, dan sal die rots sy water gee. Jy sien, die Here sê vanmôre vir my en vir jou, vat die internet, vat dit wat die wêreldwye web vir jou kan gee, vir die kerk, Pastor Jimmy, bring dit na vore toe, maar sit dit neer wanneer jy met die rots moet praat om hom aan te spreek, dan sal hy sy water gee. Daar's 'n te aan alles. Daar's 'n dark web, daar's 'n verkeerde kant van tegnologie, en die onderskeid tussen reg en verkeerd is gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kan ek gou vir jou sê, iets wat nou wêreldwyd opslaa maak in die kerk en reg oor die wêreld vir elke liewe persoon, ons almal word beïnvloed deur dit, is AI, Artificial Intelligence. Voor ek verder daaroor praat, sê ek vir jou, is Artificial Intelligence verkeerd? 'n hart en 'n duidelike nee. Artificial Intelligence is nie verkeerd nie, die gebruik daarvan is nie verkeerd nie, maar ek wil vandag vir jou sê, as AI gaan inkom om die stem van God in jou hart te verander, gebruik ek en jy AI vir die verkeerde redes. As ons AI gaan toelaat om ons verhouding te vervang met die Here se verhouding, vir my en vir jou om met God te kan praat, dan het ons met AI 'n verkeerde verbond. Ek hoor van iemand, ek is geskok om dit te hoor. Iemand sê nou die dag vir my, sy bid nie meer nie, sy vra vir AI om sommer vir haar te bid. Ek het op my rug geval toe ek dit hoor. Is AI verkeerd? Nee. Maar wat is AI? AI is 'n robot, en as ek en jy AI in die kerk van die Here Jesus verkeerd gebruik, gaan ons 'n robot godsdienst sê, en dit is nie wat God vir sy kerk wil hê nie. As jy dit saam met my glo hom, prys hom vanmôre, en sê, Here, ek gaan nie laat AI my oorheers nie, maar dit maak nie AI sleg nie, hoor. Dit maak nie AI sleg nie, want jy kan 'n beter persepsie en 'n beter konsep verstaan van wat jy lees in die woord van die Here deur 'n hulpmiddel soos AI, maar dis wat AI is, 'n hulpmiddel. Dit is nie die alfa en die omega nie. En daar sondig Moses deur ongehoorsaamheid met die voorwerp, want hy's toe nou al so tot hier toe vir die Israeliete wat net so graag wil water hê, dat hy die staf, God het ons gesê, vat jou staf, nê, en dis waar hy ophou luister het. Soms hou ek en jy op luister wanneer God met ons praat, en hy vat daai staf, en hy gaan na die rots toe, daarop tel Moses sy hand op, en hy slaan die rots 2 maal met sy staf, na God gesê het, praat met die rots. Dis die gevaar van die kerk in die eeu waarin ons leef. Wanneer die Here sê, praat met die rots, en ons sê, wag 'n bietjie Here, u Revelation van 3 hoofstukke terug was om te slaan. So ek gaan nou weer 'n keer slaan.
Kan ek gou vir jou sê, Pastor Jimmy, as ek en oom die kerk gaan probeer bestuur, soos wat die kerk 40 jaar terug bestuur is, gaan ons die pot heeltemal mis het. As ons gaan kom met doktrines en wette en reëls, soos wat die kerk geran was 30, 40, 50 jaar terug, gaan ons totaal en al uit die bus uitval, want as die Here vir die volk 50 jaar terug gesê het, dis hoe die kerk moet lyk, beteken nie dis hoe die kerk vandag moet lyk nie. As ons gaan op 'n plek kom en sê, Here, ek wil luister wat sê u, en ek gaan nie nou meer slaan nie, maar nou gaan ek praat. Dan praat 'n mens in plaas van om te slaan. En ek praat nou nie van my kinders hier nie, hoor. Ek praat net eenmaal. Prys die Here. Is daar nog iemand wat net eenmaal praat? Dan moet die staf inkom. Dan moet die staf die roede kom inlê. Maar dit werk nie so in die evangelie nie, hoor. Numeri 20 vers 11. Daarop tel Moses sy hand op en hy slaan die rots 2 maal en daar het baie water uitgekom sodat die vergadering gedrink het en hulle vee. Dis die gevaar van die kerk, dat ons doen wat God nie eintlik verwag nie, maar tog is daar nog steeds opbrengs op dit wat God wil hê ons moet doen. Daar het nog steeds water uitgekom, te midde van die slaan in plaas van die praat. Maar is nog steeds sonde. Hoor wat sê verder, Moses kry toe straf, Numeri 20 vers 12 sê, toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle in my nie geglo het om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie. Hoe sou hulle dit doen? Deur te praat en dan sou die water gekom het. Daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring wat ek aan hulle gegee het nie. Kan jy vanmôre hoor hoe ernstig is God daaroor dat ek en jy moet gehoorsaam wees? Gehoorsaam met die misbruik of die gebruik van hierdie ding in ons hande. Moses sy hele taak was om die volk te kry in Israel. Terug by die huis. Terug in die beloofde land. Terug by die plek waar hulle vandaan kom. Terug na die plek toe waar God hulle geplant het van die begin af en waar hy hulle wil hê en waar hulle is tot vandag toe. Daar wil God hulle hê en hy sê vir Moses, dis al wat ek van jou verwag het Moses, maar net omdat jy een keer ongehoorsaam was, moes Moses die straf daarvan dra. Kan ek gou vir jou sê, jy raak so maklik ongehoorsaam met hierdie voorwerp in jou hande. Maar God dank vandag vir 'n boodskap wat sê, dat ons kan tegnologie gebruik tot sy eer, dat dit nie net 'n slegte plek is nie, maar 'n plek wat ook eer kan bring aan sy lieflike naam. Sy naam is Jesus, sy naam is Here, sy naam is Raadsman, Ewige Vader, Vredevors, en hy is vandag hier, en ons is hier om lof aan sy naam te bring, en om te eer, deur die gebruik van tegnologie. Vanoggend was al ons manne wat al vroeg hier was by die kerk vandag. Ons het al scaffold geklink vanmôre, hoor. Ons het scaffold gebou en scaffold geklim. Bernard was hier hoog deur die takke vanmôre. Ons dog is oor Lorindi, toe sien ons nie. Hy's hoog hier in die takke om hierdie screens reg te maak. Want hierdie screen het wou nie vanmôre werk nie en daai screen wou werk. Nou werk hy nie, maar hy werk daarom sodat julle kan sien. Want jy sien die duiwel is agter die tegnologie aan wat ons gebruik om God se naam te vereer. Daar's altyd met tegnologie 'n glitch. Is dit nie so nie? Daar's altyd een of ander ding met tegnologie wat nie reg werk nie. En dis hoe die Satan inkom sodat God se naam net nie moet geprys word nie. Maar groter is hy mos wat in ons is, as hy wat in die wêreld is. Stem jy saam met my? Groter is hy wat in jou woon, groter is hy wat in jou omstandighede is, as hy wat in die wêreld is. Dit bring my amper by die einde van my boodskap. Ek wil jou 'n quote gee vanmôre van 'n pastoor van Amerika wat sy naam is Richard Scott. Hy sê, technology, when understood and used for righteous purposes, need not be a threat, but rather an enhancement to spiritual communication. Hoor jy wat sê ek vanmôre vir jou? Hoor hoe mooi is dit? Spiritual communication, it's an enhancement, om die woord en die evangelie van Jesus Christus daar buite te kry. Weet jy dat daar's 'n voorwaarde voordat daar herlewing op hierdie aarde sal uitbreek, voordat die wederkoms van Jesus Christus plaasvind, en dit is dat die evangelie eers aan alle volke en alle tale en alle nasies versprei moet word. Weet jy dit? Dis wat die skrif sê. Is ek reg, Pastor Jimmy? Dit moet eers plaasvind, en kan ek gou vandag vir jou sê, dit gaan dalk nie noodwendig gebeur deur kerke wat geplant word in kommunistiese lande soos China en reg oor die wêreld nie, maar dit gaan dalk eerder plaasvind waar mense 'n selfoon gaan optel en sê, wie is hierdie Jesus wat mense se lewens so verander? Ek wil graag meer van hom leer. Tegnologie, ja, prys hom. Tegnologie is nie die vyand nie, hoor. Tegnologie is die vriend as jy hom reg gaan gebruik. Ek gaan die band vra om na vore te kom vanmôre en ek wil vir jou sê, jy kan en jy gaan tegnologie gebruik tot God se eer. Jy gebruik jou selfoon om vir iemand 'n boodskap te stuur. Jy gebruik jou selfoon om vir iemand te bid. Jy gebruik jou selfoon om net vir iemand te sê, ek dink aan jou. Ek is nog lief vir jou. Jy gebruik digitale tegnologie om die liefde van Jesus te kan wees vir ander mense wat nog nooit iemand teëgekom het
wat werklik die liefde van die Here in sy of haar hart het nie. Kan ek gou vir jou sê, daar's nie net 2 evangeliste vanmôre in hierdie kerk, dis ek en Pastor Jimmy nie. Elke een wat is vanmôre hier, is 'n evangelis van Jesus Christus. Want Matteus 28 vers 19 sê, jy wat hier sit vanmôre, gaan jy dan heen, gaan maak disippels van alle nasies, gaan doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat God ons beveel het. Moet ons almal nou pastore word? Moet ons 200 kerke plant vanmôre, dat elke ou wat hier is vanmôre 'n pastoor kan wees? Nee. Jy kan die hande en die voete van Jesus Christus juis wees, deur iets soos digitale tegnologie, deur die staf in jou hand wat God jou gee, sodat sy tekens kan volg en dat sy wonders kan plaasvind. Ek gaan jou vra om net jou oë te sluit vanmôre. En ek gaan die Here vra om ons te help om tegnologie reg te gebruik. Om tegnologie te gebruik tot sy eer, om hom te loof daarmee en om vir iemand iets te wees wat hulle nie in 'n kerk vind nie. Jy kan die liefde van Jesus vir iemand op jou selfoon wees wat hulle nie in 'n kerk vind nie. Sê ek hulle moenie kerk toe kom nie, glad nie, want die woord van die Here sê moenie die onderlinge byeenkomste misloop soos sommige die gewoonte het nie. Maar ek sê vandag vir jou dat jy kan die tegnologie gebruik wat God in jou hand plaas. Die staf van die Here kan jy in jou hand kan jy gebruik, dat God sy wonders en sy tekens kan laat plaasvind deur dit wat jy in jou hand het. Jy hoef nie eens die evangelie te kan gee vir iemand nie. Jy kan net vir hulle sê, ek is lief vir jou. En dan gaan hulle die liefde van God daardeur beleef. En dan later dan sê jy vir hulle, maar Jesus is ook lief vir jou. En hy het 'n plan met jou en hy gaan jou nie los nie. En ek bid vir jou oor hierdie season wat jy nou deurgaan. En ek weet dat die Here maak jou meer as 'n oorwinnaar. Kom ons sit net so, dan sluit ons oë. Hemelvader, ons is bly vanmôre